Goed in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus geliefdes, my naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks hoofstukke in die Nieuwe Testament lees met die doel om ons Christen te vernieuwen en te versterken op 'n daaglikse basis, ook met die doel om die Nieuwe Testament te voltooi by einde 2025. Vandag gaan ons voort na Handelinge hoofstuk 23 en ons begin lees. Paulus het die Joodse raad reguit in die oë gekyk en begin praat. Broers, met 'n absolute goeie gewete het ek my lewe tot vandag toe in diens aan God gelei. Toe die hoofpriester Ananias, die mense wat by Paulus staan, beveel om hom op die mond te klap. Daarom sê Paulus vir hom: God gaan jou klap, jou skynheilige. Hier sit jy om my volgens ons wet te verhoor, maar in stryd met die wet beveel jy dat ek geklap moet word. Die mense by Paulus sê toe vir hom: dis die hoofpriester van God wat jy so uitskel. Jammer broers, ek het nie besef hy is die hoofpriester nie, het Paulus gereageer. Daar staan inderdaad geskryf: 'n leier van jou volk mag jy nie beledig nie. Paulus het besef dat 'n deel van die Joodse raad Sadduseërs was en 'n ander deel Fariseërs, en daarom roep hy toe in die raad uit: broers, ek is 'n Fariseër en ek is uit 'n Fariseër familie. Dit is oor my toekomsverwagtinge oor die opstanding van die dooies dat ek verhoor word. Toe hy dit sê, die Fariseërs en die Sadduseërs onder mekaar begin stry, en die vergadering het verdeeld geraak, want die Sadduseërs sê daar is geen opstanding nie, en ook nie engele en geeste nie. Die Fariseërs glo weer dat al drie bestaan. 'n ewige woordewisseling het toe ontstaan. Sommige van die skrifkenners uit die Fariseër party het opgespring en baie heftig hulle saak gestel. Ons vind niks slegs in hierdie man nie, het hulle geskreeu. Miskien het 'n gees of 'n engel met hom gepraat. Die bakleire het so erg geword dat die kommandant bang was dat hulle Paulus uitmekaar sou skeer. Daarom het hy sy eenheid beveel om hom tussen hulle te gaan uithaal en terug te bring kaserne toe. Daardie nag het die Here by Paulus gestaan en vir hom gesê: hou moed, net soos jy hier in Jerusalem oor my getuig het, so moet jy ook in Rome doen. Toe dit dag word, die Jode 'n komplot gesmee. Hulle het gesweer dat hulle nie sou eet of drink voordat hulle Paulus doodgemaak het nie. Meer as 40 mense het so saam gesweer. Hulle het na die leierpriesters en die familiehoofde gegaan en gesê: ons het ons met 'n eed verbind om nie aan iets te proe totdat ons Paulus dood het nie. Julle en die Joodse raad moet die kommandant laat weet dat Paulus weer voor julle gebring moet word. Julle kan voorgee dat julle die sy saak noukeuriger wil ondersoek. Ons is reg om hom voor sy aankoms permanent uit die weg te ruim. Paulus se susterskind het egter gehoor van die hinderlaag. Hy is na die kaserne toe en het by die barakke ingekom en Paulus ingelig. Paulus roep toe een van die kapteins en sê vir hom: vat hierdie jongman kommandant toe, want hy het iets om aan hom te rapporteer. Hy vat hom toe kommandant